Lorika vandag se vraag, dit is nou vir my so, ek wil nou nie sê bietjie snaaks nie, maar daar soveel waarheid in hierdie vraag. Waarom raak ons skielik emosioneel in die stort? En toe ek hierdie vraag eerste keer lees, het ek gedink ek wou lag, maar lag omdat ek Nee, besef, dis ja, waar. Mens dis kan waar. baie regtig in die stort. Wat gebeur daar? Ja, ek sê vir jou, hoorie, ek het vreeslik baie nuwe mammas in my praktyk, nê. En baie van hulle sal vir jou sê, Lorika, ek het daai hele geyser koud gehuil in daai stort. Dit is eintlik die mooiste ding, want jy staan daar en skielik is jy heeltemal op jou eie. Jy het nie jou foon of jou baba of oorstimulasie by jou nie. Jy hoef aan niks anders te dink behalwe jy en jouself nie. Dis 'n sensoriese ervaring. Dis lekker warm. Veral as jy so 'n wonderlike stortkop het wat bietjie druk toepas, nê, op daai liggaam van jou. Dit voel soos 'n drukkie, nê? En die volgende begin die trane net te loop. Dis bietjie soos om 'n kind te potty train deur om die kraan oop te draai. Wanneer die kindjie dit hoor, dan sit soos dis waarmee ons besig is. Dis dieselfde in 'n stort wanneer jy daar staan en begin daai trane net te loop. En die geyser koud huil, jy verstaan dit. Jy kan onmiddellik met daai persoon identifiseer. Maar dis regtig wat dit is. Daar's 'n Engelse woord hiervoor. Die default mode network word geaktiveer die oomblik wat jy dit doen. So wat hierdie netwerk in jou brein doen, is dit aktiveer skielik goeie soos selfrefleksie. Ek weet nie of jy dit ook vind nie, maar daar's skielik geheues en memories wat opkom wanneer jy in die stort staan. Dis 'n emosionele verwerking van jou dag. As jy in die aand stort, in die oggend stort, dan verwerk jy jou drome, in die aand stort dan verwerk jy jou dag. En interessant, meeste mense sal vir jou sê kreatiwiteit. Dis in die stort waar hulle 'n oorweldigende golf van kreatiwiteit beleef, is wanneer jou beste besigheidsidees opkom, wanneer jy skielik 'n nuwe liedjie, hoeveel hits is nie al in 'n stort geskryf nie. Die ou sal vir jou sê, ek het in die stort op die idee gekom en net daar is dit geklik en ek het hierdie absolute baanbreker liedjie net daar geskryf en hom gekomposeer die oomblik ek uitgestap het. Ja. Is dit nie dan nou die absolute teken, absolute bewys oor wat ons so gereeld oor praat, dat jy met jouself kan ergens jou dag prosesseer of die vorige dag of jou lewe prosesseer, dat jy moet emosioneel reguleer. Jy moet oomblikke in jou dag kan vind waar jy kan stilte, sonder selfone, sonder stemme, sonder enigiets, waar jy kan selfreguleer. En dit voel vir my, ek dink hierdie is dan nou die ultimate, of die beste bewys van sien, dit is hoekom dit gebeur, is dat hier kom jy uitgehonger vir stilte. Jou brein kan nie meer veg nie, en hier is 'n oomblik dat jou arme brein sommer begin huil, dat hy sommer al die emosies laat gaan. Dis daai oomblik waar alles so bymekaar gehou was deur die dag, wat hy net kan laat gaan, kan release. Dis 'n parasimpatiese senuweestelsel, né, daai wat geaktiveer word. Dis onmiddellik waar jy veilig voel ook, jy weet, jy's veilig, jy's ook in 'n klein omgewing, afhangend van hoe groot en oop jou stort is, maar jy weet, jy voel dadelik veilig in daai oomblik. Jy weet, jy voel veilig om jou emosies te beleef. En ek weet nou nie hoe werk dit in ander mense se huis nie, maar min mense pla jou hopelik terwyl jy stort. So jy kan net in daai oomblik 'n goeie emosionele proses deurgaan, ja. Sou mense dit kon sien as 'n teken dat goed, as jy nou hier 'n paar keer in jou stort in trane uitbars, is dit miskien nou 'n teken dat jy gaan ander plekke ook moet vind waar jy kan of saam met iemand vind om leiding te kry of iets te kry waar jy ook ander plekke kan kry om hierdie prosesering te kan deurwerk. Ja, definitief. As hierdie 'n baie gereelde ding word en jy vind die oomblik waar daai kraan oop gaan jou krane ook oop, jy weet, dan moet ons vra, want dan is daar iets fout. Dan jy kan nie dis nie regverdig op jou brein en jou liggaam en jou siel en jou gees om jy weet net te wag vir die stort nie. Dan is die balans af in jou lewe. Jy weet, en dis interessant as jy, en ek het eintlik 'n grappie hierso. Jy weet, wanneer die oomblik wat jy jou klere uittrek,
baie fisioterapeute sal dieselfde sê, die oomblik wat hulle aan iemand vat en wanneer daar 'n proses is waar daar klere uitgetrek moet word, dan gaan mense se monde oop. So ek het baie fisio's met wie ek werk wat vir jou sal sê, ek kort tools om met hierdie pasiënte van my te werk, want hulle begin net praat oor goed wat ek glad nie weet hoe om dit te verwerk nie. Maar in daai stort het jy geen rolle nie. En toe skryf ek hier, ja, maar daar's wel rolle, maar nie die rolle wat jy moet vertolk is in die stort nie, nê. Maar daar's geen prestasies daar nie. Daar's nie 'n medalje vir wie stort beter as die volgende persoon nie. Daar's nie 'n gehoor nie, niemand kyk vir jou nie. Dis net jy en jouself. En vir baie mense is dit geweldig oorweldigend. En dis eintlik wat die trane doen. In daai oomblik is dis net jy en jouself in daai badkamer. En jy kan stort en jy moet jouself in die oë kan kyk. Ek het een keer, en ek weet nie of dit waar is nie, maar ek het een keer iets gelees dat dit is eintlik die plek waar die meeste mans, kyk want ons almal veral nou ek en jy hier sit, ek en jy net twee vroue en praat hieroor. So ons sal meestal dink dit is baie meer vroue wat hierdie sal doen, maar dat die stort of 'n bad is waar mans meestal hulle emosies laat gaan. Waar dit is 'n ek weet nie of dit waar is nie, maar ek weet ek het elders gelees dat dit is 'n plek vir mans. Ja, want dit is soos jy nou sê, dis die enigste plek omtrent in jou hele wêreld of in jou realiteit waar niemand jou regtig sien nie. Ja. Ek dink baie keer ook in 'n kar, maar ons dink nog ander mense kan jou sien. Dan dink ek, hoeveel mense het jy al gesien in karre en kan jy onthou? Niemand sien jou in 'n kar eintlik nie. Maar dat in 'n motor kan jy ook terwyl jy bestuur, maar in 'n stort is niemand daar nie en dit is hoekom mans is baie meer geneig om daai as die uitlaatklep-plek te verkies. Absoluut, waar hulle net kan huil. Ja, definitief. En dan klim jy daar uit en jy voel sommer beter. Jy weet, en dis die ander ding, om te huil is so goed vir jou. Dit is so wonderlik vir jou siel en mens voel sommer beter na jy 'n goeie chunk gehad het, jy weet. En dis eintlik net om jouself af te vra, kan my omgewing hanteer dat ek net, jy weet, 'n goeie sob het. Daai sob, nê? Kan ek net lekker huil en net release en goeters laat gaan en almal voel beter na hulle net lekker gehuil het, jy weet. Want jou daai verdedigingsmeganismes kom nie saam met jou in die storte nie. Die voorgee kom nie saam met jou in die storte nie. Daar's niemand anders met wie jy kan vergelyk in die stort nie, dis net jy en jouself. Maar ons sê dan nou begin jy dink, ja. Nee, maar dan begin jy dink, ja, nee, dis ja. Ja, dan begin jy skielik prosesseer wat iemand vir jou gesê het hierdie dag, wat se verliese jy nooit behoorlik deurgewerk het nie, nê? En ook jy weet, jy laat bietjie jou denke laat vaar in die stort, jy droom bietjie in die stort. Want dis net 'n sensoriese ervaring wat so goed is vir jou. Ja. Want ek wil nou vra, ons is nou nie besig om vir mense te sê vervang nou terapie en ondersteuning en alles net met 300 keer 'n dag gaan stort nie. Dit gaan nie goed vir jou vel wees nie. Maar dit gaan nie goed wees nie. Ja. Maar ons sê net dat ons kan verstaan hoekom mense in 'n stort sal die sensoriese sensasie vir jou dalk laat emosies ervaar. Maar ek wil by die punt uitkom dat as dit aanhoudend gebeur of as dit jou enigste plek is waar jy die dag jy white knuckle, jy klou maar net vas die hele dag aan alles wat vaar en wag maar net vanaand om alleen in die stort te wees. Sou 'n mens dalk dink dat dit is eintlik maar teken om vir hulp te gaan, omdat iemand vir jou te kan help om daai emosies op 'n baie meer gesonder manier ook te kan verwerk. Ja, en jy weet, ons moet ook nie dink aan die feite, wetenskaplike goeters. Water en emosies is al van vir ewig aan mekaar gekonnekteer. Dit is die beste manier is om 'n kindjie te reguleer, is om hulle in 'n bad net te sit waar hulle kan speel en die een koppie se watertjies gooi en die ander koppie se watertjies. Dis verskriklik regulerend. En ons kan so leer by kinders oor hierdie goed. Hulle doen dit instinktief. Ek kan sommer sien wanneer my jongste, wat 3 is, wanneer sy voel sy moet net weer 'n bietjie ground, dan het sy 3-4 koppies daar en sy gooi die een koppie en die ander koppie en jy kan sommer sien sy voel soveel beter daarna. Ons as volwassenes verleer goed wat ons liggame instinktief weet. En wanneer jy in die stort kom, dan herinner jou liggaam jou, hang on, maar hierdie is wat ek nodig het. Gee my meer van dit. Maar nie net in die stort nie, gee dit vir my in ander plekke en ander areas van ons lewe saam.